Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord se tema vandag is kom leef in my. En as jy hierdie woorde sê, moet jy jou regtig daarop instel wie hy is, wie binne in jou leef. Jesus antwoord toe vir Judas, dit was nou nie Judas Iskariot nie. Die saak staan so, daar is twee soorte mense, die mense wat my liefhet, die mense wat niks met my te doen wil hê nie. Die mense wat my liefhet neem alles wat ek sê baie ernstig op, en die ander steur hulle nie daaraan nie. God staan 100% agter hulle wat my woorde ernstig opneem, want dit is mos eintlik God self se woorde. Weet julle, my Vader en ek sal albei op 'n baie intieme manier deel word van daardie persoon se lewe. Nou gister het ons daarna gekyk hoe ons geestelike oë moet oopgaan, net soos wat Maria Magdalena Jesus nie herken het nie om Jesus te herken. En dit was ook ons persoonlike gebed, dat ons in die bonatuurlike sal begin wandel, om jou te bevind in 'n koninkryk wat nie kan wankel nie, maar wat standvastig is. 2 Korintiërs 4 vers 18 gee so baie kere vir my in hierdie lewe soveel troos. Ons let nie net op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Jy kan jou highlighter vat en jy kan begin kyk hoeveel mense deur die woord van God het 'n encountering met Jesus gehad en daarna het hulle hele lewe verander. As ons maar net kan besef dat die geestesriem om ons 'n baie groter werklikheid is as die wêreld waar ons nou in is. Wat jy met Jesus beleef, het 'n effek op ander. So as jy 'n encountering met Jesus het, gaan dit jou dag beïnvloed. Dit gaan ook beïnvloed hoe mense jou sien en ook wat in mense se lewens gebeur. Raak vandag nou meer bewus daarvan, hy woon in my. En ek lees vir Johannes 14 vers 23, hierdie keer uit die 53 vertaling. Jesus antwoord toe vir Judas en sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Deel van my en jou profesie in hierdie lewe was, waar die woord sê, waar jy verordineer is, waar jy eenkant gesit is, geheilig is voordat jy in moederskoot was, is om te leer, om lief te kry, om die Here se woord te bewaar. En dan, dat ek sal weet, Vader God het my lief, en dat die koninkryk van God, met die koning van alle konings in my woon, en dat ek werklik 'n koningskind is, wat leef in 'n koninkryk, wat jy nie met die blote oog kan sien nie. Maar hoe meer jy dit kan sien, en daar kan ingaan, omdat jy wedergebore is, hoe meer kan jy hierdie onwankelbare koninkryk van God uitbrei, en in die wankelbare sy lig laat skyn in hierdie donker wêreld. Sit jou hand op jou hart, sommer net so oor jou binneste, en begin die waarheid sien. U leef in my. Sê dit vir jou 'n paar maal. U leef in my. U leef in my. En as jy dit nog nie kan sien nie, bid dit. Kom leef in my, dat ek kan word waarvoor U my gestuur het. 'n Encountering with God, dis die shift van salwing af na glory toe. Om die Here te sien, die woord te sien en dan te hoor. As jy die woord van God lees, dan sal jy begin sien. En as jy die woord kan sien, sal jy dit begin hoor. Ek dink persoonlik ons speel baie keer met wat geloof werklik is. Ons bid vir aardse goed, en as ons dit kry, dan sê ons, "Sjoe, dit was nou geloof."
Ek wil vir ons vra vanoggend regtig, is dit regtig geloof? Omdat my gebed verhoor is in die verganklike? Vra vir Henog wat hy beleef het. Elia het dit beleef. Moses het dit beleef. Dit het Job se lewe heeltemal reggeruk. Face to face met God. Die vyand Satan speel parte met jou kop, met jou denke. Ons luister na mense se opinies oor hoe dit kan wees in die bonatuurlike, of ons hoor by mense, dit is onmoontlik. Weet jy regtig hoe groot is God? As dit nie vir jou al gees tot gees is nie, sal jy dit nooit verstaan nie. As dit nie daardie uitwerking op jou het, van dis so groot, ek kan dit nie beskryf nie. Dit is soos om regtig 'n reënboog te sien. Ek dink aan 'n tyd terug, waar ek agter 'n reënboog letterlik aangery het, daar iewerste op pad Harrismith toe in die berge. En as ek en my sussie by hom gekom het, dan skuif hy weer. En terwyl dit gebeur het, het ek net beleef, dit is hoe die grootheid van God is. Elke keer, as ek net dink, ek verstaan iets van dit, dan raak dit nog groter. Nou, wat is die lekker van die laaste dae, wat die woord vir ons sê wat in vervulling sal gaan? Hy sê, hy sal sy gees nie uitstort. Die Here verlang daarna, om met jou te gesels, en om jou lief te kan hê. So voor jy gaan slaap in die aand, maak jou gees oop vir drome. Wanneer jy in jou binnekamer gaan, is die beste om in visioene partykeer in te gaan, is om net 'n worship sang op te sit, en net te souk, net soos jy in 'n bad water sal gaan lê, en dit net sal geniet, hoe daar die warm water oor jou spoel, en hoe jy net kalmeer. Dit is hoe encountering met God klink, en hoe dit voel. Weet jy, sy woord sê vir jou, jy sal dit nie wetenskaplik kan uitlê nie. Sjoe, daar kan goed met jou gebeur wat jou wind uitslaan. Wat jy voel, hoe jy duiselig raak, wat jy voel hoe jy geskok raak, wat jy voel hoe woede opstoot in jou. En dan, as jy net so bietjie eenkant gaan, en jy drink net so bietjie van sy lewenswater, daardie lewende water, jy neem net so bietjie in, wat hy vir jou wil sê, kind van God, dan weet jy, jy gaan daardeur ook kom. Weet jy, mense stel jou teleur. Mense sal vir jou nou sê, dit sal ek doen, en dat sal ek doen. En as dit en dat uitkom, dan klink dit na 'n ander storie. Maar Jesus het reeds vir jou volbring, wat jy voorbid. So daar's nie iets wat jy ooit in jou lewe kan dink. Dit kan nie waar word, of jou gebede kan nie verhoor word nie. Dit is moeilik vir ons om te verstaan, om terug te verstaan, om te rewind tot by die kruis van Golgotha, om te kan verstaan, maar daar is my gebed reeds beantwoord, waarvoor Jesus gesê, dit is volbring. Maak nie saak wat met jou gebeur in die sigbare nie. In die onsigbare, daar waar Golgotha nie gesien kan word nie, maar daar waar jy weet, jy sit saam met Jesus in hemelse plekke, daar, my vriend, daar, my vriendin, daar, kind van God, is jou gebed reeds verhoor. So as jy vanoggend gaan en jy neem die bloed van Jesus Christus, jy drink dit, jy maak dit jou eie, gaan wat hierdie bloed van Jesus met jou doen, nie in die sigbare wees nie, maar in die onsigbare. En gaan hierdie liggaam van Jesus wat jy eet, deur wie se wonde jy genees word, nie in die sigbare gesien word nie, maar in die onsigbare. En jy sal nog so weer gaan vertoetse, en die uitslae sal net wees, daar is niks, jy's gesond. So belangrik is dit, om in emosionele gesond te word. Eers daar, waar jy dit nie kan sien nie, tot jy dit kan hoor.
Ek glo saam met jou. Ek bid saam met jou, want ek weet sy woord sê, as ons vir hom plek maak om in ons te woon, en dan sal hy getrou wees, wat nooit ooit verander nie. Amen.